Goeiemôre aan julle almal. Dit is Vrydag die 20ste. Julle weet hoe voel ek oor Vrydag. Vrydag is 'n dag wat jy terugkyk na die week en net weet hoe die Here jou geseën het. En dan kan jy so regmaak vir 'n lekker rus die naweek. Is dit nie wonderlik nie? Nou ja, dis Vrydag vandag die 20ste en ek het 'n kans om in jou lewe in te spreek. Hierdie ene kom baie spesiaal. Hier's iets in my hart wat ek 'n woord vir jou moet gee. Weet nie wie jy is nie, ek weet nie waar jy bly nie, ek weet nie wat is jou omstandighede nie, ek ken nie jou bankbalans nie, ek ken nie die omstandighede nie, ek weet nie hoe jy voel nie, ek weet nie of jy siek is nie, maar ek het 'n woord, en hierdie woord is baie spesiaal. Is jy reg vir hom? Ek hoop so. Kom ons kyk of jy saam met my opgewonde gaan wees oor hierdie woord. Ek gaan vir jou lees, en hierdie is baie interessant. Miskien het jy al baie gelees, maar miskien vanmôre gaan dit dalk anders uitkom. Want ek het vanmôre 'n boodskapie geluister van Dr. John Maxwell, en dit het my so gebless, en op grond van dit, is nie dieselfde boodskap nie, en die Here hierdie boodskap vir my gegee, en sê, ek moet dit vir jou gee vandag. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat sê Matteus 8 vers 23. En kan ek jou vra, as jy die boodskapies luister, of lees, of kyk na my elke dag, vat 'n bietjie jou Bybel. As jy regtig ernstig is oor die Here, vat 'n bietjie jou Bybel. Ek is ernstig oor jou, en die Here is ernstig oor jou. En elke keer as ek met jou praat, dan praat ek oor die woord, en dan kyk ek en ek spreek het. Nou, ek was nou onderwyser, hulle sê mos, as jy 'n ding hoor, dan hoor jy dit gedeeltelik. Maar wanneer jy dit sien, en wanneer jy dit praat, dan hoor jy dit 3 keer. En dan bly dit by jou. Anders, vat dit 5%, gaan jy onthou van hierdie boodskap. Nou goed, ek het nou klaar vir jou gepreek. Hier kom die preek, hier is hy. Matteus 8 vers 23. En toe het hy, dis nou Jesus met 'n hoofletter, in die skuit geklim. Hier gaan Jesus, he's the leader of the pack, hy klim in die skuit. Het sy disippels het hom gevolg. Ek wonder waar gaan hy heen, wat is sy plan? Ek weet nie waartoe ons gaan nie, maar hy klim in, kom ons gaan. Hier waar hy gaan, daar is dit reg. Hy weet wat hy doen. Ek hoor dit in my gees. Hy weet wat hy gedoen het om in die skuit te klim. Hy het nie in die verkeerde skuit geklim nie. Hoekom nie? Want sy hele legacy, sy nalatenskap gaan in hy skuit in klim. Hier klim hulle in die skuit in. Wonderlik, dat daar 'n skuit was. God sorg dat daar 'n skuit daar lê, en hier klim hulle in. En sy disippels het hom gevolg. Hier sit hulle. Liewe Jesus, waar gaan ons nou heen? En daar het 'n groot storm op die see gekom. Daar het 'n groot storm op die see gekom. Hier wat hoor ek? Om Jesus te volg, beteken nie daar gaan nie storms kom nie. Het jy dit vanmôre? Jy het al baie keer getwyfel. Is dit die regte ding? Here, U hoor my nie. Here, ek is in hierdie gemors. Here, ek het U gevolg. Hier's 'n groot storm. Sodat die skuit toe was onder die golwe. Luister, meneer, juffrou, ek weet nie met wie ek praat nie. As ons praat van 'n groot storm, dan beteken dit, hier's die ou bootjie, en die golwe is groot. Maar hy, ons praat van Jesus, was vas aan die slaap. Regtig? Was hy in die slaap? Ek bedoel, het hy nie dalk hier onderlings gekyk, wat maak hierdie disippels nie? Almal kyk vir Jesus. Jesus gaan ons verdrink. Jesus, die golwe is groot. Kom, ek en jy, stel onsself voor, ek en jy is nou saam in die bootjie. Hier staan Jesus, die golwe is groot. Ons kyk na die golwe, ons kyk na Jesus. Wat gaan hier gebeur? Hier is ons laaste dag op die aarde. Here, U moet nou wakker word. Here, U moet wakker skrik, want ons gaan verdrink. Ons weet nie van U die Here, maar ons weet nie of ons weer by die land gaan uitkom nie. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons gaan vergaan. Weet julle wat hoor ek hier? Hulle sê vir Jesus, Jesus, ons gaan vergaan. Daai woord ons beteken, U ook. Ons gaan verdrink. Hierdie magtige golwe wat die duiwel gestuur het. Ek wonder wie het hulle gestuur, so by the way. Ons gaan dit nie maak nie, Here. Asseblief, word net wakker. Kan U nie sien nie? Here, ons is in die moeilikheid. Hier is baie ernstig. En hy sê vir hulle, waarom is julle so bang, klein gelowiges? Die Gees praat met my.
Dawie, waarom is jy so bang oor jou finansies? Waarom is jy so bang oor jou probleme? Waarom is jy so bang? Ek is by jou. Ek is hier langs jou, steek net jou hand uit. Dink jy regtig dat my hemelse Vader gaan ons nou hier almal laat verdrink? 2000 jaar vanaf gaan ons nog oor hierdie legacy praat van Jesus verskoning. En julle is bang voor golwe. Toe staan hy op en hy bestraf die winde en die see. En daar het 'n groot stilte gekom. Weet jy wat, my vriende, lees ek hier? Ek lees Jesus is saam in die storm. Ek lees Jesus is saam in die storm. Maar ek lees dat Jesus het gesit en wag. Hoe erger die storm geword het, hoe langer het hy gewag, dat een persoon moet opstaan en moet doen wat hy hulle geleer het. Wat het Jesus my en jou geleer? As daar 'n storm is, sy woord sê, en ek gaan dit hier bysit, hier sê, hy sê, wat 2 of meer, het staan in Matteus 18, vers 19, weer sê ek vir julle, as 2 of julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat julle mag vra, dit sal hulle ten doel val van my, Vader wat in die hemel is, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. I rest my case. Hulle was meer as 2, hulle was 12 disciples saam met Jesus, en hulle is by Jesus. 2 was net gesê het, kom ons staan saam, kom ons staan saam, kom ons glo, kom ons vertrou. Hy het ons geleer om te spreek. Hy wat in ons is groter as hierdie golwe. Ek dink Jesus hy sou, sy tone sou gekrul het, en ek dink wat is die woord, hy sou hoendervleis gekry het, as 2 van hulle opgestaan het en sê, in die naam van hom wat saam met ons hier is, golwe gaan lê. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus het gesê, en julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Geloof, sy woord sê, wat 2 of meer in sy naam is, spreek die probleem aan. Baie keer kom ek agter, dat probleme is die rede vir 'n wonderwerk wat op pad is. Ek gaan dit weer sê, jou probleem is die rede vir 'n bietjie mosterdsaad geloof, vir die wonderwerk wat op pad is. Hoe lyk jy dit? Al wat ek en jy moet doen, op sê, okay Here, in die naam bo alle name Jesus Christus, hy wat ons geleer het, ek en jy is ook disciples, né? Ons het nou net nie saam met hom geloop nie, maar in die gees loop ons saam met hom. In die naam van Jesus, kom ons praat met ons probleem. En die wonderwerk is op pad. Ek gaan saam met jou bid vir jou wonderwerk vandag. En jy gaan saam met my bid vir my wonderwerk vandag. En ons gaan 'n massive wonderwerk hê. En jy gaan getuig en ek gaan getuig dat hierdie woord sê, as daar 'n probleem is daar 'n wonderwerk op pad. Here, baie dankie vir probleme wat ons baie keer om ons het. Here, sodat U dit kan gebruik om 'n wonderwerk te begin. Dankie Here, dat ons vanmôre kon leer dat U groter is as al ons probleme. Maar tog wil U net hê ons moet uit ons comfort zone uitkom. En Here, ons moet op die water loop. En ons moet die water aanspreek. Here, ons kom in die naam van Jesus Christus. En ek spreek siekte aan vanmôre. Here, ek spreek verhoudings aan vanmôre. Here, ek spreek finansies aan vanmôre. Here, ek spreek Suid-Afrika aan vanmôre. In die naam van Jesus, ons is meer as 2, Here. Ek bid vir 'n wonderwerk, dat U ons probleme sal verander in 'n wonderwerk. Here, dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderwerk Vrydag beleef. Ek onthou, my pa het altyd gesê, expect a miracle. Verwag 'n wonderwerk vandag. Totsiens, tot die volgende keer. Jou beste, saam met jou wonderwerk, is op pad na jou toe. Totsiens.